Wat doen ons as die weer so lyk? Ons bak pannekoek. Soos julle reeds gesien het, dis lekker reënweer buite. En saam met reënweer kom pannekoek. Ek gaan vir julle vanaand 'n vinnige resep uit 'n baie ou boek, die ou kook en geniet, wys. Maar ek het hom so bietjie aangepas. Kom ek wys vir julle 'n geheimpie wat pannekoeke lekker sag maak. Hier is die resep. Baie maklik. Onthou, ek maak hom dubbel aan, want die mans in my lewe is mal oor pannekoek. Ons begin met 'n koppie meel. Ek vat 2 verdubbel. Die resep sê, ons moet omtrent 'n kwart teelepel bakpoeier gebruik. Verdubbel aan maak 'n halwe ene. Ek het dit verdubbel. Dan rys jou pannekoeke baie lekkerder. Dan gebruik ons 'n halwe teelepel sout. Hier gaan 'n teelepel. In die resep gebruik hulle 1 tot 2 eiers. Veral is dit dubbel, gaan ek net 2 eiers gebruik. Ek het gevind, hoe meer eiers jy gebruik, hoe meer brand dit vas. Saam met dit is 'n koppie melk. 250 ml. Sjoe, maar dit lyk nou baie melk. Maar onthou, ek maak dit dubbel aan. Vir my is dit 500 ml. Wat ek wel bysit, is omtrent 100 ml olie. Jy is welkom om dit af te meet, maar ek het al so baie hierdie resep gemaak, dat ek omtrent kan skat met my oë. Gooi alles lekker bymekaar. Vat 'n menger en klits. Onthou om stadig te begin, want die meel gaan oral vlieg. Kan julle sien, die mengsel is baie dik. Moenie nog melk bygooi nie. Gebruik water, maar gooi net 'n bietjie op beslag, totdat die beslag die regte dikte is. Dit is altyd wys om die kante mooi af te krap, dat jy nie klonte in jou beslag het nie. Beslag, dis 'n baie ordentlike woord vir jou mengsel. Hierdie beslag lyk amper reg. Voor ek heeltemal klaar maak, is daar wel iets wat ek bygooi. Vir elke koppie meel sit ek 'n eetlepel asyn by. Die asyn maak hierdie pannekoeke baie sag. Meng dit mooi in. Sien jy die beslag is lekker loperig? Hierdie mengsel moet baie loperig wees, anders gaan dit nie in jou pan 'n lekker dun pannekoek maak nie. As jy besluit om 'n soet pannekoek te maak, so jy gaan of kaneelsuiker of 'n stroopie
Of miskien 'n bietjie roomys saam met jou pannekoek eet. Is jy welkom om vanilla ekstrak of 'n botterkarameldruppels by te sit. As jy wel besluit om 'n soutpannekoek te eet, met maalvleis of dalk kaas of 'n witsous, is dit dalk nie 'n goeie idee om so iets by te sit nie. Die lekkerste is as die mengsel vir so 'n rukkie staan, maar dit is nie altyd nodig nie. Ons is honger. Die beste is maar 'n pannekoekpannetjie. Hy's lekker dun en maklik om te gebruik. Maar enige ander platpan sal ook die werk doen. Moet jy die pan te warm maak nie, dan gaan jou pannekoek brand. Jou eerste pannekoek gaan altyd bietjie dikker wees as die ander. En dit is om die olie mooi egalig op jou pan te kry. Die beslag is amper soos water. Voor jy die eerste pannekoek insit, maak seker jou pan is warm genoeg. Onthou om nie te brand nie. Lig die pan op, begin op 'n punt en draai die pan soos jy gooi. Jy sal sien, die glans gaan bo op die pannekoek verdwyn. Moet dit nie omdraai voor daai weg is nie. Nou dat die glans weg is, kan ons die pannekoek omdraai. Jy hoef nie 'n pannekoek met die pan om te draai nie. Jy mag iets gebruik om jou te help. Kom ons probeer dit ook. Het is belangrik om seker te maak dat jou pannekoek lank genoeg in die pan is, dat hy nie rou is nie. Hy moet gaar wees. Voor jy die tweede ene doen, onthou om 'n druppeltjie olie in die middel van die pan te sit. Dis wat gebeur as mens te haastig is en die pannekoek te vinnig wil omdraai. As jy sien jou pannekoek is te dik, gooi so 'n bietjie water by, tot jou mengsel 100% reg is en jy kan lekker dun pannekoeke maak. Daar's baie variasies van pannekoekresepte. Mens kan baie ryk bestanddele bysit soos botter of room. Maar hierdie is 'n vinnige en redelike goedkoop resep. Ruik jy dit? Ja. Amper my seun. Hi. Dis vir aandete, nie vir nou nie. Sjoe, maar my maag grom al, ek is nou baie honger. En baie lus vir daardie pannekoek. Het is tyd om 'n lekker warm pannekoek te eet. Ek hou daarvan om kaneelsuiker op te sit en definitief 'n paar druppels suurlemoen. Rol hom lekker op en geniet dit. Onthou my knoppie te druk en sluit aan by ons kanaal.